Goeiedag broers en susters, baie welkom by vandag se erediens. Ons is in Epifanie. Voordat ons uit die Here se woord uitlees, kom ons bid saam. Ons heilige Here, ons wil vir U dankie sê dat U vir ons so lief is en dat U vir ons so waardig ag, dat U aan ons kom verskyn het, liewe Jesus, en dat U vir ons gewone mense iets van U self kom openbaar het. Ons vra dat U nou weer so doen deur U woord, dat ons sal hoor wat U vir ons wil kom wys vandag. Amen. Ons lees vandag uit Jesaja 42, ons lees vers 1 tot 9, en dit is alles hier op bladsy 762 in die Ou Testament. Kyk, hier is my diensknegt wat ek ondersteun, my uitverkorene in wie my binneste vreugde vind. Ek het my gees op hom laat kom. Hy sal reg vir die nasies laat deurbreek. Hy sal nie om hulp roep en nie uitroep nie. Hy sal nie sy stem op straat laat hoor nie. 'n Geknaakte riet sal hy nie afbreek nie. 'n Dowwe lampet sal hy nie uitdoof nie. In getrouheid sal hy reg laat deurbreek. Hy sal nie weifel en nie geknaak word nie, totdat hy reg op die aarde gevestig het. Op sy lering wag die eilande. So sê die ware God, die Here wat die hemel geskep en oopgespan het, wat die aarde uitgebrei het, en dit wat daaruit voortkom, wat asem gee aan die mense daarop, lewensasem aan wie daarop beweeg. Ek, die Here, het jou geroep met die oog op geregtigheid. Ek sal jou hand vasgryp, jou bewaar en jou bestem tot 'n verbond vir die volk, tot 'n lig vir die nasies, om blinde oë oop te maak, om gevangenes uit die kerker te lei, om hulle wat in donkerte sit uit die tronk te lei. Ek is die Here, dit is my naam. My heerlikheid sal ek nie afstaan aan 'n ander nie, my roem nie aan 'n gesneede beelde nie. Die dinge van vroeër, kyk, dit het gebeur, en die nuwe dinge, ek kondig dit aan, voordat dit uitspruit, laat ek julle daarvan hoor. Ons lees net tot sover, mag die Here elkeen seën wat die woord hoor, en ook daaraan gehoor gee. Eendag lang gelede was daar kategese preke. Elke predikant moes volgens die kerkorde x aantal preke elke jaar lewer, wat die mense leer. Nou, preke kan verskillende aanslae neem, mense probeer inspireer, vermaan, lei. Ek beleef dikwels dat die Here se woord trou is in besonder. Maar die woord van die Here is magtiger as die een wat dit preek. Dit doen enigiets. Maar 'n paar keer 'n jaar, volgens 'n ou kerkorde, moes ons konsentreer op lidmate se teologie. Nou, ons sal dit nie vandag heeltemal doen. Ek wil graag hê ons moet ontspan. Ons gaan wel nadink oor hierdie seisoen van die kerklike jaar. Dit is redelik stewige teologie, maar ons is skerp. Ons gaan dit baas raak. As ons praat van die Here, praat ons van die drie eenheid. Die Here is terselfdertyd een God, soos wat ons leer ken deur Vader, Seun en Gees. God wat ons gemaak het is God, God wat in die doodheid opgestaan het is God, en God wat in ons woon is God. Al drie persone van die Here is volledig God. Terselfdertyd is die drie persone nie dieselfde nie. Die Vader is nie die Seun nie, die Seun is nie die Gees nie, en die Gees nie die Vader nie. Maar die Skepper is soos die Verlosser, wat soos die Heiligmaker is, wat soos die Skepper is. En dis hoekom Epifanie belangrik is. In gewone gebruik beteken 'n Epifanie 'n onthulling of 'n openbaring. Ek het die Epifanie gehad, dat sonskerm nie onnodig is nie, toe ek rooi van die strand afkom. Dis 'n Epifanie. In die Ou Testament kry mense te doen hoofsaaklik met God die Skepper. Die Skepper is onverstaanbaar groot, ongelooflik almagtig. God is 'n geheimenis. Mense is bang om God se gesig te sien, want hulle dink hulle gaan sterf as hulle dit doen. Vandag kry Christene meestal te doen met die Heilige Gees. Die Gees is ons trooster en ons vriend wat in ons woon, wat ons krag gee en wie ons lei, maar baie mense beleef die Heilige Gees op verskillende maniere. Ek kan nie bewys hoe ek vir God beleef nie, of dat dit die enigste regte manier is nie. So ons kan belewennisse van God vergelyk, maar hoe weet ons nou regtig hoe is God? Wie is nou reg? Epifanie in die kerklike sin is Jesus wat vir die mens kom wys
hoe is die Here? Omdat Jesus kies om 'n pad met die mens te loop, verstaan ons 'n ietsie van die onverstaanbare. Ons wat al die gebooie en instruksies van die Ou Testament. In die tyd van die evangelies het mense dit gedraai en hulle het gehou en uitgegooi soos wat dit hulle gepas het. Jesus herinterpreteer baie daarvan en hy wys dat die Skepper dit eintlik uit liefde gee. Kom ons dink aan hoe die Here in die wêreld vandag rondom ons besig is. Ons beste kans om te weet hoe dink die heiligmaker is om te dink aan wat Jesus sou doen. As ek voel die Heilige Gees lei my hiernatoe, dan kan ek vra, maar sou Jesus vir my dieselfde sê? In Jesus se tyd op aarde, nie net van Goeie Vrydag tot Paasfees nie, wys hy iets van die Here se hart. Nou ons het nie vandag die evangelies gelees nie. Baie gemeentes wêreldwyd lees vandag oor die doop van Jesus. Maar ek dink ons het 3 jaar gelede met hierdie Sondag ook uit Matteus gelees. En terwyl ons met Jesus se doop leer van sy gesag en van hoe belangrik hy is, wat leer ons nou eintlik van sy persoonlikheid? Daarom lees ons vandag uit Jesaja wat die dienaar van die Here beskryf. Jesaja 42 is deel van tweede Jesaja, wat eers na eerste Jesaja geskryf is. Dis waarskynlik geskryf nadat Juda die oorlog teen Babylonië verloor het. Juda dink alles is verlore en die Here troos hulle dan in hierdie onbekende, miserabele tyd. En net om een ding duidelik te maak, Jesaja die man het niks geweet van Jesus van Nasaret nie. Daar is nie verwysings na Bethlehem of na die wyse manne as 'n mens net mooi hard genoeg soek nie. Al wat die profeet weet en waaraan hy glo, is die Here se hulp gaan van iewers af kom. God die Skepper se woord was genoeg vir hom, daarom kan ons sê hy het in die Here geglo. God het gesê, daar kom iemand. En dis ook om die Jode in die evangelies van Jesus iemand wou maak wat hy nooit is nie. Hulle het 'n staatsgreep gesoek, want hulle het gedink dit was al manier hoe God hulle kon help. Maar dis nie wie hulle kry nie. Hulle kry iemand wat die wêreld, nie net die Jode nie, 'n beter manier van doen kom wys. In Hebreëus is die nasies waarvan hulle praat, dikwels gebruik om te verwys na die heidene nasies, die volke buite die Jodendom. So hierdie bevryder is nie net vir die mense van Juda nie, maar vir die hele mensdom. Ja, die Jode is goed, maar die Samaritane is goed, die Romeine en die Grieke, hulle is ook almal goed. Hulle kry iemand wat nie bombasties is nie sy stem op straat laat hoor nie. 'n riet wat al geknak is, en 'n dowwe lampet is nog goed genoeg vir Jesus. Niemand van ons is volmaak nie, niemand van ons het nog nooit seer gehad nie, maar Jesus gebruik ons net soos ons is, al is ons bietjie geknak, al is ons al 'n bietjie flou, en daar is ruimte vir almal. Soveel van die politiek vandag werk met hierdie uiterstes die hele tyd. En iemand wat nie vir ons is nie, iemand wat nie ons is ons vyand. Maar Jesus bring mense byeen. En mense wat hom volg, bring ook mense bymekaar. Jesus het nie een keer mense bang gepraat, sodat hulle ander mense kan leer haat nie. En wat 'n werk doen Jesus? Maak hy oorlog? Rooi hy mense uit? Nee, hy maak oë oop. Hy maak boeye los. Hy gaan daar waar dit nodig is en daar waar die mense hom nodig het. En hy lei die skepping in 'n nuwe bedeling in, waar daar genoeg liefde en vrede is vir almal. Jesus se manier van doen is vandag nog belangrik, want dit behoort ook ons manier van doen te wees. Kyk hoe lyk ons arme wêreld. Elke kontinent is of met oorlog besig, of met militêre konflik. Wie is die mense wat ons aanhang? En is hulle manier van doen ook Jesus se manier? Daar gaan altyd mense wees wat wil verower, wat hulle rykdom en mag wil uitbrei ten koste van ander. Maar ons vraag is, na wie luister ons? Waaroor vertel ons vriende? Wie se goed stuur ons aan? Want dis deel van die manier hoe ek die wêreld vorm op my klein manier. Nebukadneser, die koning van Babylonië, het gevat vir sy mense eerste. Hy het nie omgegee wat word van die mense wat hy nie van hou nie. En daar was al miljarde mense soos hy in die geskiedenis, want dit is gewild. Mense is mal oor 'n autokraat. Hulle noem dit vandag sterk leierskap. Maar regte leierskap is om te kan dien. Dis Jesus wat die disippels se voete was. En dis wie hy ons ook roep,
om te wees. En daar's 'n laaste belangrike punt. Ons volg nie vir Jesus omdat dit werk nie. Ons maak nie soos Jesus omdat dit prakties die voordeligste uitkoms vir ons verseker nie. Ons volg vir Jesus omdat dit die regte ding is om te doen. Toe ek 'n tiener was, toe was die WSJD bandjies baie groot. Wat sou Jesus doen? Nou, as ons vir Jesus volg, dan onthou ons wat Jesus ook gedoen het. Hy is onder andere vermoor van boosheid kan nie liefde hanteer nie. En despite hiervan, is hy tog die koning van die Here werk met ander reëls as die wêreld. So mag ons reëls nie die wees van die wêreld nie, en mag ook ons lewens ietsie openbaar van wie die Here is. Amen. Ons Here, ons wil vandag vir U dankie sê dat U met ons op pad kom stap, elkeen van ons, en dat U nie vir ons wegkruip nie, dat U nie vir ons wegjaag nie, maar dat U ons omarm, en dat U ons nooi om meer soos U te wees. Mense met 'n hart vir die wêreld, en nie net die mense wat hulle van hou nie. Here, mag ons so leef dat ons U trots maak, en mag ons U ook raak sien in die wêreld rondom ons. Amen.